Die VF+ is bekommerd oor die Ekurhuleni Metropolisie se onvermoë om sy inkomste-teiken te haal. Volgens die jongste ongeauditeerde finansiële en prestasieresultate vir die 4de kwartaal van die 2024-25 finansiële jaar, het die Metropolisie 'n teiken van meer as R203 miljoen vir boetes en verbeurdverklaringe gestel, maar slegs sowat R9,9 miljoen is ingevorder. Dit laat 'n tekort van meer as R193 miljoen vir die kwartaal. Ons sluit aan by Rian van Sail, VF+ raadslid in die Ekurhuleni. Goeiemiddag Rian. Goeiemiddag, hoe gaan dit? Altyd goed, dankie. Die departement is sowat 45% onder sy jaarlikse inkomste-teiken. Watter faktore het aanleiding gegee hiertoe? Ja, dis reg, die Ekurhuleni Metropolisie is sowat 45% onder sy jaarlikse inkomste. En dit wys duidelik dat die stelsel nie funksioneer nie. Van die redes is daar 'n ernstige personeeltekort. Daar is eenvoudig nie genoeg beamptes op straat of by kantore nie. Die gevolg is dat honderde miljoene rande net verdwyn wat eintlik gebruik moet word vir dienslewering. Rian, goed, ek hoor wat jy sê oor personeeltekorte, maar waarom word die vet nie uitgesny nie, dat ons kan kom by biltong sonder vet eers, sodat ons dinge kan regmaak hierso? Nee, ek stem 100% saam met jou. Kyk, ek is op die oorsigkomitee van die gemeenskap veiligheid in Ekurhuleni en dis vrae wat ons heeltyd vra. So die waarheid is dat hulle net kom met verskonings. So vir maande vra ons lank oor die personeeltekort, maar hulle bly net praat sonder aksies. So ons sit druk van ons kant af, van die Vryheidsfront Plus af, in die komitee, en ons het ook nou wel vra dat ons aan die raad vra, wat hulle vir ons skriftelike skrywe teruggee. Ons hou hierdie saak met belangstelling dop. Baie dankie Rian, dit is Rian van Sail, VF+ raadslid in die Ekurhuleni Metro. Baie dankie.